As jy al ooit daardie knaande, kloppende pyn in jou hakke gehad het, wat elke stap 'n gesukkel maak, is jy nie alleen nie. Seer, gebarste hakke is 'n baie algemene probleem en dit kan regtig jou dag bederf. Maar wat as ek vir jou sê dat verligting dalk nader is as wat jy dink? In vandag se video duik ons in die wêreld van natuurlike boererate en praktiese wenke om jou seer hakke te kalmeer en jou voete weer fantasties te laat voel. Bly ingeskakel, want ons het 'n paar ongelooflike beproefde geheime om te deel. Eerstens, kom ons verstaan waarom dit gebeur. Dit is dikwels nie net een ding nie, maar 'n kombinasie. Die mees algemene oorsaak is bloot droë, verwaarloosde vel. Wanneer jou voete te droog word, verloor die vel sy elastisiteit en kan dit onder druk bars. Die dra van die verkeerde skoene, veral die wat te styf, te los is of wat nie behoorlike demping het nie, plaas ekstra spanning op jou hakke. En vir baie van ons is langdurige staan of loop, veral op harde oppervlaktes, 'n groot oorsaak. Ander faktore soos oorgewig wees, sekere mediese toestande soos diabetes en selfs net die natuurlike verouderingsproses kan ook 'n groot rol speel. Kom ons praat oor die rate. Ons eerste en mees streelende oplossing is 'n warm soutwatervoetbad. Die sout help om onsuiverhede uit te trek en inflammasie te verminder, terwyl die warm water jou vel hidreer. Vir 'n ekstra hupstoot, probeer om 'n bietjie koeksoda by te voeg. Dit help om die water te versag en maak die vel nog meer soepel. Week jou voete vir 15 tot 20 minute en klop dit dan saggies droog. Vervolgens het ons 'n paar ongelooflike natuurlike balsams. In tradisionele rate word mengsels van natuurlike vette en streelende bestanddele al vir geslagte lank gebruik. Jy kan jou eie kragtige bevochtiger skep deur bestanddele soos varkvet gemeng met kamferolie en honing te gebruik. Hierdie mengsel klink dalk 'n bietjie onkonvensioneel, maar die vet bevochtig diep, die kamfer bied 'n verkoelende, streelende effek en die honing het antibakterieële eienskappe. Vir 'n eenvoudiger opsie, probeer om natuurlike olie soos olyfolie of klapperolie aan te smeer. Dit is propvol vetsure wat vog insluit en genesing bevorder. Vir 'n super verfrissende en genesende behandeling is alwyngel jou beste vriend. Dit het wonderlike anti-inflammatoriese en streelende eienskappe. Smeer dit net mildelik aan die aangetaste area voor jy gaan slaap en laat dit oornag sy towerkuns doen. Natuurlik is voorkoming altyd beter as genesing. Eerste en belangrikste, kyk na jou skoene. Belê in skoene wat goeie boogondersteuning en demping bied. Jou voete sal jou daarvoor bedank. Om gehidreerd te bly deur baie water te drink, hou ook jou vel insluitend die op jou voete van binne af soepel. Uiteindelik, maak voetsorg 'n weeklikse ritueel. Na 'n streelende voetbad, gebruik 'n puimsteen om enige harde dooie vel saggies af te skuur. Smeer dan onmiddellik 'n natuurlike room of een van die olies waaroor ons gepraat het aan om vog in te sluit. Nou, terwyl hierdie boererate fantasties is vir algemene sorg, is dit baie belangrik om te weet wanneer om professionele hulp te soek. As jou pyn aanhoudend is en nie verbeter nie, as jy tekens van swelling, rooiheid of 'n slegte reuk sien, of as jy 'n oop wond of 'n diep kraak het wat nie wil genees nie, is dit tyd om 'n dokter te raadpleeg. Dit is veral deurslaggewend vir enige iemand met diabetes, aangesien selfs 'n klein wond tot ernstige komplikasies kan lei. Moenie hierdie waarskuwingstekens ignoreer nie. So daar het jy dit, 'n volledige gids om jou seerhakke op die natuurlike manier te versorg. Deur die oorsake te verstaan, hierdie eenvoudige rate toe te pas en voetsorg 'n gereelde gewoonte te maak, kan jy weer gemaklik en selfversekerd loop. As jy hierdie video nuttig gevind het, gee dit asseblief 'n duim op en teken in op ons kanaal vir meer natuurlike gesondheidswenke. En ons wil graag van jou hoor, wat is jou gunsteling boereraad vir moe voete? Laat weet ons in die kommentaar hieronder.